18 Augustus. Laat ons in die kruis van Christus roem. Ons roem in die opstanding van Christus. Ek is die opstanding en die lewe. Wie in my glo, sal lewe al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Johannes 11 vers 25 en 26. Na die kruisiging van Christus, het die priesters en owerste nie die gevoel van oorwinning gehad wat hulle verwag het nie. Hulle het hulle nie verheug omdat hulle daarin geslaag het om die stem van die groot leermeester stil te maak nie. Hulle was bang. Sy dood het reeds op sy lewe en karakter aandag getrek. Die priesters was oortuig dat hulle pogings om wraak te neem misluk het. En hulle het 'n dooie Christus nog meer gevrees, baie meer, as wat hulle ooit 'n lewendige Christus gevrees het. Die lig van die hemel het die graf omhul, en die ganse hemel is deur die heerlikheid van die engel verlig. Die engel het die graf genader, en nadat hy die klip weggerol het asof dit net 'n spoelklippie was, het hy daarop gaan sit. Toe is sy stem gehoor: Seun van God, kom uit, U Vader roep U. En Jesus het met die stap van 'n magtige oorwinnaar uit die graf uitgekom. Daar was 'n uitbundige tromfkreet, want die hemelse gesin het gewag om hom te ontvang. En die magtige engel, gevolg deur die leermag van die hemel, het aanbiddend voor hom neergebuig. Toe hy, die koning van die hemel, by die oop graf van Josef verklaar: Ek is die opstanding en die lewe. Alle geskape wesens lewe deur die wil en krag van God. Hulle ontvang die lewe van die Seun van God. Hoe bekwaam en talentvol ook al, hoe groot hulle vermoë ook al, dit word uit die bron van alle lewe hernie. Hy is die bron, die fontein van die lewe. Die lewe wat hy as mens neergelê het hy weer opgeneem en aan die mensdom gegee. Ek het gekom, het hy gesê, dat hulle lewe en oorvloed kan hê. Christus het hom met die mensdom vereenselwig, sodat die mensdom hom in gees en lewe met hom kan vereenselwig. Weens hierdie eenheid in gehoorsaamheid aan die woord van God, word sy lewe hulle lewe. Hy sê aan die boetvaardige: Ek is die opstanding en die lewe.